Baie welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en ek sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program ontmoet ons die ander 5 deelnemers van die nuwe Jy program. Met die InBody Scale waarmee die vroue geweeg word, is dit moontlik om elkeen se vet en spiermassa te bepaal. Ons wil nie net kyk na gewigsverlies nie, maar veral na vetverlies tydens die program. Nou kom ons gaan loer in. Soos jy sê, jy is 'n akte tikster. Ja. Wat is die beste en wat is die slegste van jou werk? Die slegste is die kliënte. Ek is baie fyn gevoelig oor wat mense van my dink. En ek hou nie nog van om mense te leer te stel nie. En ek werk die hele dag met kliënte. En ook met staatsmense, so dit is moeilik. So dit kry my party daar baie onder. Maar die beste gedeelte is ek werk nou vir 'n wonderlike firma, wat my cover as ek so dag het. Dan sal hulle op die telefoon klim en my net bystaan. So dit help baie. Dan is jy ook die ma van 3 kinders. Ja. Vertel ons 'n bietjie van jou gesin. Ek het 2 seentjies en 'n dogtertjie. Renier is my oudste een, hy is 11 jaar oud. Gideon is my tweede seentjie, hy is 8 en ek het 'n pragtige dogtertjie, sy is 2 jaar oud. Wat sy beplan? Glad nie, my man sê dis ware liefde daai een gewees, die ander 2 was. Wanneer het jou gewig vir jou 'n struikelblok geraak? Na my 3de kind. Dat ek dit net nie kon afskud nie en alles het toe net downhill gegaan van daar af. Hoeveel het jy in daai tyd opgetel? Amper 15. Ja, en dis wat ek nou baie graag wil verloor. Suzette, kom gerus in. Staan net 'n oomblik vir my. Suzette, is jy bekend by die InBody Scale? Weet jy wat is dit? Ja, ek het hom al gedoen. So jy het aanvanklik gesê jy het 'n doelgewig in gedagte. Wat is dit? So 65. Ons gaan kyk waar begin jy vandag. Dan gaan ons 'n lekker plan vir jou uitwerk hoe om dan by daai doelgewig uit te kom. Jy kan ontspan en dan vir my so lank op die skaal klim as dit. Jy kan nou vir my die handvatsel optel. Baie dankie. Jy kan jou handvatsel neersit en afklim. Suzette, so ons begin vandag op 'n totale gewig van 80. Ons het dan 15 kilos in totaliteit om te verloor. Dokter gaan die res van die verslagie vir jou kyk. Ek gaan nou jou mates doen, want dit is ook 'n manier wat ons gebruik om dan te sien hoe suksesvol jy op hierdie reis is wat jy nou aanpak. Watter rol speel depressie in jou gewig en het dit enigstens 'n invloed? Dit het, want ek is daai ene wat eet as ek nie lekker voel nie. Dit het my eetgewoontes beïnvloed. Ja, dit is 'n aaklige pad om te stap. Gebruik jy nog steeds medikasie? Ek doen ja, maar ek wil baie graag afgespeen word, so ek werk daaraan, hard en ek sal afkom. Ek sal. Hoekom wil jy gewig verloor? Ek het so down the line, het ek vir Suzette verloor. So ek het haar nooit weer gekry nie, na die kinders, jy het net nooit tyd in jouself spandeer nie. So ek het hierdie jaar 'n punt gemaak om eintlik al van laas jaar af, my pad met die Here reg te maak, en dit was vir my die belangrikste, toe ek die dag gediagnoseer is met depressie, het ek uit daai dokter se kantoor se spreekkamer uitgestap en gesê, ek moet ongelukkig maar op die pilletjies wees, maar my pad met die Here gaan eers regkom, want ek voel, as ek dit reg het, gaan ek regkom. As jy nou op 'n fisiese vlak moet sê, wat wil jy kan doen na hierdie 3 maande, na hierdie nuwe Jy-pad? Ek wil volgende jaar die jaar daarna wil ek die 2 Oceans gaan hardloop. So dis 'n nuwe ding wat opgepop het en nou is dit 'n mikpunt wat ek graag wil doen. Hallo Suzette. Hallo. Welkom hier by ons. Dankie. So kom ons kyk gou na die gewig. So jy het gesê jy wil hier by 65 uitkom. Jy kan sommer nader kom, dan gaan ons gou hier kyk op wat die skaal dan vir ons sê. As ons gaan kyk, ons het na ander merkers ook waarna ons gaan kyk, nie net na jou gewig nie. So as ons gaan kyk na jou vetpersentasie, 37%. Ons wil graag hê 'n vrou moet tussen 18 en 28% wees. So ons gaan werk dat hy nader aan die normaal is. So dis die eerste merkertjie waarna ons kyk. Dan die enetjie waarna ons kyk as ons hierbo gaan kyk is na ons viscerale vetvlak. So die vlak is op die oomblik 14 en hy moet tussen 1 en 9 wees. Ons gaan graag werk dat hy tussen die normaal is. So ons gaan werk dat hy by die 9 kom en ons gaan kyk of daai vetpersentasie kan afkry. En dan as ons gaan kyk
Die masjien skat daar's omtrent so 14 kg se vet. So ek darm nie te ver uit my. En Ja. waar jou ideale gewig 65. Nou Annetjie, jy is jou eie baas en jy leef jou droom. Vertel ons 'n bietjie van jou werk. Okay, ek is 'n haarkapper. Werk nou al vir 19 jaar met kinders spesifiek. Ek doen almal sare, maar die kinders is maar my punt. Jy en jou man is nou 28 jaar getroud, nê? Nee. So hoe voel hy oor hierdie nuwe pad wat jy nou stap? Hy sê hy gaan DNA-toetse doen om te kyk of ek regtig sy vrou is as ek terugkom. So hy is baie opgewonde ook want hy weet hoe ek voel oor my lyf. Hy weet en hoe ek voel oor weer die voorkoms en die feit dat jy ander vrouens moet laat mooi lyk, maar jy voel nie goed oor jouself nie. So hy weet wat my pad is. So hy is saam met my excited vir hierdie nuwe change, hierdie nuwe alles. So hoekom wil jy gewig verloor? Om 'n beter self te wees, om beter oor myself te voel vir ander mense. Ek wil beter vir myself voel vir my, maar ek wil as ek beter voel, kan ek ander vrouens beter help. Hallo Annetjie, kom gerus in. Hallo. So, ons gaan vandag vir jou meet en weeg en kyk waar begin jy met totale gewig vandag en so 'n bietjie oor jou doelgewig gesels. Weet jy wat is die InBody skaal? Het jy al ooit een gebruik? Dit is 'n normale skaal, hy doen jou gewig en dan gee hy ook vir ons so 'n bietjie insig oor vetpersentasie, spiermassa, waterinhoud, al daai tipe van goedjies wat ook belangrike goed is om in ag te neem wanneer jy gewig verloor. So jy kan begin deur op die skaal te klim vir my. Dis perfek, sit jou duime vir my op twee silwer goedjies op sy. Jy het vir ons so 'n indikasie gegee van jou doelgewig wat omtrent rondom 65 is. Ons begin vandag op totale gewig van 77.9. Ons het 'n bietjie werk om te doen, maar ons skrik nie vir werk nie, so ons is gelukkig om hierdie reis saam met jou aan te pak. Dokter gaan die res van die verslag met jou verduidelik. Ek gaan nou jou mates neem. Kom ons gesels 'n bietjie oor jou emosies. Maar op hierdie stadium het ek op 'n punt gekom in my lewe wat ek voel my bekertjie is nou leeg. Ek het nie meer om vir vrouens te gee nie. En die werk waarna ek is, ek het van die begin af my salon begin met die idee van ek gaan die Here vra, hy moet mense stuur, hy moet vrouens stuur wat iets nodig het van hom af, wat ek kan help. En wat is die een ding wat jy oor 3 maande wil bereik het? Wat is daai een ding wat jy voel dis die heel belangrikste? My eintlike doel is ek doen dit vir myself, ek doen hierdie hele ding vir myself en ook sodat my man en my kinders kan trots wees op my, maar ek wil ook ander vrouens inspireer daardeur. So kom ons kyk na die gewig. So jy het gesê jy wil graag so 65 weeg. So kom kyk saam met my wat sê die skaal en waarvoor gaan ons werk. So ons gaan kyk nie net altyd net op die gewig nie, ons gaan kyk na ander merkertjies ook. So as ons na die eerste enetjie gaan kyk is ons vetpersentasie. Vetpersentasie op die oomblik is 45.2. Ons vraag gee dit moet wees tussen so 18 en 28% vir 'n vrou. So ons gaan mik vir daai 28. En dan as ons gaan kyk na ons viscerale vet, ons wil graag hê hy moet weer by 9 kom. So hy is op die oomblik 19, so ons wil graag hê by die 9 wees. So die masjien skat so daar so 22 kg se vet om te verloor. So dit maak dit so 55. Charmaine, jy's 'n rekenmeester, maar jy het op 'n baie laat stadium in jou lewe gaan swat. Vertel ons 'n bietjie daarvan. So ek het toe ek 30 was, begin studeer en goeters en ek het net syfers geloof. En ja, en ek het 'n passie vir dit, so Jou kinderlewe was nie maklik nie. nee. So vertel ons 'n bietjie, gee ons 'n bietjie agtergrond daaroor. So ek het van baie klein af by my ouma en oupa gaan bly en ek het seker 2 jaar by my ma gebly. En toe sy oorlede en my ouma en oupa oorlede. En dit een van my susters uitgetrek by die huis uit en toe gaan bly ek by haar. Dink jy die feit dat jy dalk 'n verwerping van jou ma ervaar het iets met jou gewig te doen? Nee, toe ek jonger was, voor ek getrou het, was ek die maarste in die familie. En nou is ek die vetste. Hallo Charmaine, kom gerus in. Daar sien. So ons gaan vandag bietjie kyk na jou begingewig hierso by ons. Ons is baie bly jy is hierso. En wat het jy jou vooropgestelde
gewig wat jy graag wil bereik? Wat is dit? 73. 73. Alright. So ons gaan kyk waar begin jy vandag en dan gaan ons 'n plannetjie uitwerk hoe om dan gesond daarby uit te kom. Eerste stapie is om op die skaal te klim, so jy kan vir my ontspan en daarop klim. Okay. Perfek. Jy kan neersit en van die skaal afklim. Baie dankie. Jy kan sommer hier op die rekenaar saam met my kom kyk. Begin gewig vandag is 86.2. Dokter gaan die res van die verslag hier met jou bespreek. Ek gaan nou jou mates doen, want ons gebruik dit ook om bietjie vordering in jou leer aan te teken. En jy is met 'n Portugees getroud. Ja. Maak hy kos? Nee, nie regtig nie. Maar jy maak baie lekker Ja, kos. maak baie kos. Wat is die een ding wat jy uit hierdie program wil hê? Ek wil meer uit my dop uitklim. Meer dinge doen, want op die oomblik voel dit, want jy's vet en kort en almal kyk vir jou en soos hulle benadeel jou, soos in jy voel kleiner as hulle. So wil jy eintlik meer selfvertroue hê? Ja. Hallo Shamaine, baie welkom hier by ons. So jy het gesê jy wil graag so hier by 70 weeg, so ons gaan gou kyk op die skaal se verslaggie, wat sê die skaal? Jy kan sommer saam met my hiernatoe kom. So as ons gaan kyk nie net wat op die skaal aangaan nie, ons gaan kyk wat in ons liggame ook aangaan, so ons gaan kyk na ons vetpersentasie. So jou vetpersentasie is op die oomblik 49%, en vir 'n vrou moet dit so tussen 18 en 28% wees. So ons gaan mik dat daai 49 weer naby daai 28 kan kom. En dan as ons gaan kyk na ons viscerale vet, daai viscerale vlak moet weer by 9 uitkom. So joune is op die oomblik 21, so ons gaan werk dat hy weer by die 9 uitkom. So die masjien skat so daar's omtrent so 29 kg se vet wat ons kan verloor. So ons gaan mik vir daai 70 wat jy baie graag wil bereik. Nou jy het 'n baie interessante werk. Ek dink min mense doen wat jy doen. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ek is in die drone industrie, aviation. So my man is die senior pilot van die maatskappy. Ek is 'n drone pilot, gekwalifiseerde drone pilot assistent en ek is ook die compliance officer. En dan het jy ook 'n baie interessante stokperdjie wat jy en jou man saam beoefen. Ja, ons is in die motorsport. Ons hou daarvan om rallies te doen, tydrenne. So my man bestuur en ek navigate. So dit is nogal baie interessant van alles jou kommunikasie middels weggaan en jy moet met die handsyne begin verduidelik. Maar dit is baie interessant en baie lekker. Hoekom wil jy gewig verloor? Vanessa, daar's twee redes vir my. Eerstens is dit die vetste wat ek nog was in my hele lewe. Maar ek was ook onlangs gediagnoseer met fatty liver syndroom. So vir my gaan dit meer oor my gesondheid op hierdie stadium. Ek moet gewig verloor, ek moet meer oefeninge doen om die risiko vir lewerkanker te verhoed en dit is vir my baie belangrik. Kom gerus in Annemarie. Baie dankie. Baie welkom hierso by ons. Baie dankie. Ons gaan vandag vir jou weeg op die InBody skaal en dan gaan ons mooi kyk na 'n ideale gewig vir jou spesifieke lyf. Die InBody skaal is baie eenvoudig, maar hy gee tog vir ons genoeg inligting om presies te sien wat is 'n ideale gewig vir jou, 'n goeie vetpersentasie in jou lyf te handhaaf en dan gaan ons elke 2 tot 4 weke inweeg om seker te maak jy bereik jou doelwitte wat jy vir jouself gestel het. Baie dankie. Klink Jy kan saai 'n oombliekie vat en opklim, bly staan op die skaal en dan kan jy van jou hand vat sulfaat.
met jou duime daar sit. Afklim, dan kan jy vir my net kom loer hierso. Ons begin vandag op 'n totale gewig van 72.6. Jy het genoem jou ideale gewig is 65. So ons sal eers tot by daai gewig kom en daarna sal ons kyk of ons nog bietjie wil gaan, maar dokter gaan die res van die details van die verslag met jou bespreek. Ons gaan vandag jou mates ook doen. Dis ook 'n manier om te kyk of jy genoegsame vetpersentasie verloor, nie net die skaal nie. Natuurlik. Kom ons gesels oor jou emosies. Hoe voel jy op hierdie stadium? Het jy baie energie? Voel jy moedeloos? Voel jy positief? Vertel vir ons hoe voel Ek jy? is vir die algemeen 'n baie emosionele mens. So op hierdie stadium van my lewe, ek sukkel 'n bietjie. Ek weet ek moet die gewig verloor, ek weet ek moet op hierdie reis wees en dis hoekom ek julle hulp nodig het, want ek kan dit nie op my eie doen nie en dit is vir my baie belangrik om dit te doen. Buiten die gewig, wat wil jy nog aanspreek tydens die nuwe jy-program? Ek dink ek wil weer goed voel oor myself. Kom ons kyk gou na jou gewig. Goed, jou gewig hier 72.6 en jy sê wil graag by die 65 ry. Kom, jy kan sommer nader kom. So ons kyk nie net na die gewig nie, as jy hier onder kyk, ons kyk na die vetpersentasie ook, so jou vetpersentasie is op die oomblik 43.8 en ons wil graag hê dit moet tussen 18 en 28% wees. So ons dan as ons gaan kyk na nog 'n ander merker wat ons kyk, is die viscerale vet en joune is op die oomblik hier by 17. Okay. So dis ander merkers net om bietjie ook te kyk dat ons jou gesonder kan kry. So jy het gesê wil graag 65 weeg, so die masjien sê ons kan dalk so 18 kg verloor. So kom ons werk met daai 65 en dan kyk ons, is die ander merkers al in die normaal? As dit nog nie in die normaal is nie, gaan ons dalk 'n klein bietjie laer gaan probeer vat. So Pieter, jy is 'n tuiste-skepper. Hoe lyk 'n gewone dag in jou lewe? Gewone dag in my lewe is staan vroeg op, maak die kinders se kospakkies vir hulle vir skool, dan is dit ry van een skool na die ander, by die huis kom, dan is dit huis skoon maak, wasgoed was, weer ry vir al die kinders en dan terugkom, dan sit my man by die huis amper en dan sit weer huis dan opruim en weer kos maak. So, The never ending ja, story. dis 'n never ending story. Jy het in jou inskrywing genoem dat die stryd wat jou kinders stry, jou wakker hou in die nag. Vertel ons bietjie meer daaroor. As maar wonder jy altyd of jy die regte ding elke dag doen vir hulle. So dit is nogal heeltyd is jou goeie ma. Ja, elke ma se stryd. Ja. Petro, kom gerus in, staan vir my 'n oomblik hierso, baie welkom. Petro, wat weet jy van die InBody skaal af? Ek weet dit toets al jou die fluid, muscles om te kyk hoeveel vette jy het, al daai. Perfek. So jy het daarmee 'n idee wat dit is. Ons Ja. gebruik dit nie net om jou gewig te meet nie, maar natuurlik alles is wat jy nou gesê het. En dan as ons na die gewig kyk, wat is jou ideale gewig? Myne moet ek tussen 60 en 64 wees, dan sal dit dat jy daai 5 kg swelling het, daarom bietjie tussen die twee. Ja. Dis perfek vir al die wintermaande en so dan het ons bietjie speel. Jy's Dis reg. So jy kan vir my op die skaal klim. Jy kan rustig staan. Kan net bly staan en natuurlik nou die handvatsel vir my optel. Kan jy saam met my kyk hierso op die skerm? Petrus, so ons begin gewig vandag is 76.6. Dokter gaan die res van die verslag met jou bespreek en na 'n paar belangrike markers op die verslag kyk. En ons gaan nou jou mates neem want ons gebruik dit ook om te sien presies hoe jy vorder gedurende hierdie Ja, want jy verloor nie net verloor sentimeters ook. Ja, presies, dis net so belangrik. Okay, nee, is reg. Vertel ons 'n bietjie van jou emosies. Wat gaan in jou binnewêreld aan? Ja, dit gaan baie goed aan. So dit is maar net soos up and down. Ek dis met daai orde lê maar wakker. Het jy vandag die regte keuses gedoen? Het jy vandag die regte goed gesê? Dit klink asof jy 'n overthinker is. Ja, ek is. Een overprotective ma. Hoe oud is jou kinders? My dogter is 22 en dan my seun is 20, my ander seun is 17 en die ander seun is ook 13 en dan die ander dogter is 13. En dan het ek 'n klein seun wat 4 jaar oud. Is almal van hulle in die huis nog? Ja. Behalwe my dogter bly nou in haar eie woonstel daar. So Sure. is op hulle eie. Net die ander is in die huis. Dit uitdaging. Buite die gewig. Wat is die belangrikste doelwit wat jy wil bereik tydens die nuwe jy-program? Om heeltemal 'n nuwe denkwyse te hê.
Pietro, baie welkom hier by Baie dankie. Ons gaan gou na jou gewig kyk. So ek hoor jy sê wil so 60 na 64 weeg met daai bietjie speling wat ons nou gehoor het van. So dis nie net natuurlik die gewig op die skaal waarna ons kyk nie, soos wat jy ook genoem het. So kom ons gaan kyk gou hoe lyk daai vetpersentasie van jou. Jy kan sommer 'n bietjie nader staan. Genade staan. So my kant hier. So as ons gaan kyk, vetpersentasie op die oomblik 32.9. Ons wil graag werk vir so tussen 18 en 28%. Dis normaal vir 'n vrou. So ons gaan mik dat hy ten minste onder daai 28 inkom. En dan as ons gaan kyk na ons viscerale vlak, ons wil graag hê hy moet weer by 9 uitkom. So joune is op die oomblik 11, so ons wil hom graag onder die 9 kry. En dan as ons gaan kyk, die skaal skat omtrent so 10 kg se vet wat jy kan verloor met 'n ideale gewig van omtrent 66. So jou 64 gaan ons nou redelik maklik kan dan haal. Today we'll be discussing the intriguing topic of a kilo of muscle versus a kilo of fat. A kilo of fat occupies much more space than a kilo of lean muscle. Picture a lump of butter compared to a piece of lean steak. The fat takes up much more volume, making it appear larger. Now let's talk about lean muscle. Despite weighing the same as fat, a kilo of lean muscle is denser and more compact. While fat may take up more space, muscle is much more metabolically active. That means it burns more calories at rest, helping you to maintain a healthy weight, and it boosts your metabolism. Focusing on building lean muscle is key. Not only does it give you a toned physique, but it also improves your overall metabolic rate, making it easier to maintain a healthier weight. How do I build muscle? The answer lies in resistance training. As you build muscle, you also burn more fat, leading to a leaner, more defined physique. It's a win-win. So if you're embarking on a fitness or a health or a weight loss journey and you notice the number on the scale isn't budging, don't be discouraged. Instead, focus on how your clothes fit. By prioritizing muscle building through resistance training and maintaining a healthy, balanced diet, you can achieve your fitness goals and sculpt your body, the body you've always wanted. Do you feel overwhelmed by a crisis in your life? If so, allow me to share an inspiring story with you. In the small town of Enterprise in Alabama, USA, there stands a monument like no other. This monument is not dedicated to a hero or historic event, but to an unlikely figure, the Mexican cotton weevil, an insect notorious for destroying cotton crops. Initially, the presence of the cotton weevil brought hardship and devastation to the local farmers. Year after year, their cotton crops were ruined, leading to significant financial losses. Faced with the relentless onslaught of the insects, the farmers eventually made a pivotal decision. They ceased planting cotton altogether, recognizing it as a futile endeavor. However, out of the adversity emerged opportunity. The farmers decided to plant peanuts instead. Little did they know at the time, but this choice would prove to be their salvation. The peanut crops thrived in the region's soil and climate.
transforming the local economy, and bringing newfound prosperity to the community. Today, Enterprise is renowned for its exceptional peanuts, a testament to the resilience and adaptability of its inhabitants. The monument to the cotton weevil serves as a poignant reminder of the transformative power of adversity. It stands as a symbol of hope, illustrating how even the most challenging circumstances can serve as catalysts for positive change. Whatever crisis you may be facing in your life, whether it's a rebellious teenager, job loss, health issues, or any other form of adversity, remember the story of Enterprise. Embrace the possibility that this hardship may be the catalyst for a new beginning, a chance to embark on a path you never imagined. As one door closes, another one opens. And who knows what opportunity may lie beyond it.